Goeiemôre en ons is vir 'n verandering weer almal saam by mekaar. Is ons? Of is ek nie eintlik hier nie? Waar is die sjaal? Ek sien nie haar nie. Die sjaal? Ek sê mos. Julle is baie fyn nie. Okay, nee man. Ek het gisteraand die hele aand gedink. Ek besef ek weet nie wat ons moet fiks raak. Né? Toe of ons kan slaap. Dit ek het 'n perfekte skedule gaan uitwerk om te oefen en reg te kry. So hoor my nou, né? So in die oggende gaan ons oefen. Ons gaan vir 'n uur lank vloeroefeninge doen en 'n bietjie aerobics doen, soos reg kan kom. Ja. En in die middag, op Dinsdag en Donderdagmiddag gaan ons paal hardloop. Hardloop draf. Op Maandag en Woensdag en Vrydag dan gaan ons 6 km ver draf. Op Saterdag dan kan Corneil 10 km draf. Ek dink nie ek kan daai reg. Nou jy kan daai jy kan. En op Sondag dan kan ons oefen. Ek bedoel rus. Ja, ons kan rus. Op Sondag kan ons rus. Okay. So, as jy as dat is Daar's 'n voeltjie. Ek moet Nee, nee, dit is 'n goeie skedule, Michelle. Kom terug, jy moet terugkom. Sal jy nou terugkom asseblief? Okay, so voor ons nou aangaan met die skedule. Kom ons doen die les. Want dalk lyk sy beter na die les. Ek sien baie happy nie. Okay, ons kan se sien ja. Okay. So ons is besig, so al die fiksigheid en opwarmingsoefeninge, ons het besig met 'n reeks. Ja. Die Amazing reis by die huis. Ja. Yes. Daai ja. Ja, en ons het gepraat van ons het besef ons 'n afrigter nodig. Ja. Maar dit lyk my jy wil nie eintlik 'n afrigter wees nie. Nee. Anders gaan ek. Ja, ek sien saam met jou Okay. lyn. Alright. Nou, kom ons fokus op ons reis wat ons nou besig om te doen met die kinders, né? Ja. So ons gesê, ons beginpunt is Jesus. Yes. Jy moet jou hart vir die Here gee, dan kan jy begin. Ons afrigter is Jesus. Ja. Okay, want hy het altyd hy het al gehardloop. Hy weet presies Ja. wat hy. So, as ons nou 'n klomp slides hier, so kom ons kyk ons eerste slide vir ons. Michelle, gee vir ons 'n slide. Oei. Nou, ek wil eintlik op die rekenaar maar. Okay. Goed, ons stap. So, ons gesê Jesus is nou afrigter. En hy sal kon hy. Ja. 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 Okay, so. Afrigter. Ons het laas vertel van Samuel. Onthou jy Samuel? Ja. Daar's hy kan. Ah, ja. Samuel het geluister. Nee. Samuel het geluister toe die Here tot gepraat, dus ons moet luister vir ons afrigter. Dis baie belangrik. Ek weet nie wie is die Samuel nie. So dat is ons volgende slide, Michelle. Goed. So ons wil vir mekaar vra. Mekaar. Wie is mekaar? Ek en jy. Is so okay, ja. So wie dink jy is die beste afrigter vir ons in hierdie amazing reis? Jesus! Wat sê jy? Dis nou bekom uit. Ja. So die beste afrigter is Jesus! Okay, so die beginpunt is Jesus. Ons afrigter is Jesus. Sien dis dan, want hy het al gehardloop. Sien dis al. Okay. Volgende een, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons 'n vers. Michelle, kom doen saam met ons die eerste deel van die vers. Onthou dat Johannes 3 vers 16? Ja. Ek kan nou net dan kom sien langs ons kom staan. Goed. So, ons doen die eerste deel van Johannes 3 vers 16 en dan doen ons ek sal 17 lees. Okay. Goed. So ek gaan sê. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons moet werk aan ons samewerkingsstorie. Goed, maar wag, vers 17. Vers 17 sê die volgende: God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld gered kan word. So Jesus het aarde toe gekom, hy het aan die kruis gesterf, nie omdat hy vir ons wil wys hoeveel sondes ons het nie, maar omdat hy lief is vir ons en hy wil ons red. En dis awesome. Dankie vir daai ego. Okay, volgende slide. Michelle. Nou, ons gepraat van Samuel wat moet luister. Ja. Nou, weet jy dat in skape? Bæ. Blee.
Okay, en hulle eet gras, maar dis O ja, daai nou ook. maar dis getint, dis nie. Hy drink ook water. Ja, nou. En melk. Nee. As ja. Alright, kom ons gaan terug na die ander storie. Yes. Skate. So ons gaan kyk na skate. Skate het 'n herder. Nou 'n herder is die ou wat na die skate kyk. Skate is 'n bietjie slim want hulle luister nie na hulle herder se stem. So as ek nou 'n klomp skates het en ek pas hulle op en ek kyk mooi na hulle en jy kom en jy wil hulle roep, Ja. gaan hulle nie na jou luister nie. Dit was hartseer. Nee, dis 'n goeie ding. Hulle gaan nie na my luister. Ek is Maar herder. wil jy hom nog op my luister? Dan jy eie skate kry. Skape, kom. Nee. Okay, goed so. Dis nou waar dit gaan. So die skate luister nie na hulle herder se stem. So, okay, soos ons nou daaraan dink, onthou dit Psalm 23. Psalm 23, gaan lees Psalm 23. Die Here is my Herder. Ja, okay, so ons moet luister na die Herder. ja, na die Here se stem, na Jesus Ja. se stem. Okay, so in Johannes sê die volgende, Johannes 10:3-5 sê: Die skate luister na die herder se stem. Hy roep sy skate op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skate uitgedring het, loop hy voor hulle uit en die skate volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Dis is so awesome. So die skate luister net na die Heilige Stem. Soos ons in die Amazing Race is, né? Ja. Dit mense hardloop. Wel seker is ja, maar dan moet ons net na Jesus se stem luister, Ja. want hy is ons afrigter. Rochelle, stem jy saam? B. Ek dink dat sê ja. Tog is nog ooit skop in afgekom. Okay, so ons moet net na sy stem luister, want hy is ons afrigter. Geen ander stem nie, dan gaan ons de mekaar raak. Volgende slide. Jesus is jou herder en jou afrigter. Ek kom ons terug na die skate doen. B. Wat sal gebeur as jy nie na sy stem luister? Wat sal gebeur as ons nie na Jesus se stem luister nie? Konyn? Kyk wat ek vind ek. Ja, ons gaan nou fiets ry, né? Wel, vir oefening kan ons. Ja. Ons het nie fietsse nie. Ons het nie fiets. B. Alright, maar dit gaan wat gebeur as ons nie na ons afrigter se stem luister nie? Ons gaan verdwaal. Afdwaal. Ons gaan verdwaal of die verkeerde pad vat of in 'n verkeerde rigting hardloop. Ek het al ooit in 'n kompetisie deelgeneem en dan raak dit mekaar waar jy moet hardloop. Ja, en toe moes ek 3 extra kilometers hardloop. Dit was baie lekker. Dis nie baie lekker Nee, nie. dit Dis is verloor tyd, jy verloor tyd. So, die belangrike ding is ons moet na Jesus luister. Ons moet na sy stem luister, want dan bly ons op die regte pad. Sodra ons nie na hom luister nie, dan of ons gaan in die verkeerde rigting, of ons vat die verkeerde pad, of ons gaan daar in die afgrond in. Ja. B. Okay, so, dit is belangrik. Okay, so Johannes 14:6, nou dit is baie belangrik. Dit is 'n baie belangrike vers. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader te behalwe deur my nie. So Ja. Jesus is die enigste een wat die regte afrigter kan wees en dit vir ons kan help om by die Here uit te kom, 'n verhouding te hê. So, dis belangrik. So, dis hoekom ons moet luister na hom. Hy is die enigste. Hy is die enigste een. Okay, Michelle, volgende een. Okay, so ons is nie alleen nie. Die gedeelte is nie alleen nie. Au. Ja. Asai, hoekom is ons nie alleen? Wat het ons? Want Ons het dit. ons het die Bybel. Ja, ons het Bybel. Onthou, okay? Ja. So ons is nie alleen nie, ons het 'n Bybel om te lees. So, wat is die Bybel? Psalm 119. As jy nog baie tyd het gaan lees, hier dat Psalm 119 is baie lank. Good luck. Ja. So Psalm 119 vers 105, kyk, dis 105. So, Sê die volgende: U woord, dis uit die Bybel, is die lamp wat aan die weg wys, die lig op 'n pad. So die Bybel wys vir ons waar om te stap. Dis is Jesus, om na Jesus se stem te luister. Goed. Dan sê hy ook op Psalm 119 vers 133. Dit sê die volgende: Laat u woord, dis uit die Bybel, my op die regte pad hou, moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. So die Bybel help ons. So ons moet ons Bybel lees. Onthou ons 3 goed wat ons moet onthou as ons 'n verhouding wil hê met die Here. Michelle,
Kun je onthou? Lees jou Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag. We gaan kijken. Bid elke dag. Lees jou Bijbel, bid elke dag. We gaan kijken. En jy sal groei, groei, groei. Ah, oké, so dis baie belangrik. Baie dankie vir daai liedjie. Oké, volgende slide. Onthou vir Samuel? Ah ja, Samuel. Nie die dierman nie, nie die dierman nie. Samuel het geluister, deur die Bybel, geluister na die Here se stem. So, ons moet luister. Dan kyk as hy sê, "Praat Here, u dienskneg." Luister. So, "Praat Here, u dienaar," dan kan jy jou eie naam daarin sit. "Praat Here, u dienaar Corney," luister. Of "Praat Here, u dienaar Chriselle," luister. Wat? Praat Here, u dienaar Tanya luister. Dis mamma hoor. Ma luister. Okay. Tannie Tanya! Goodness. Okay, so ons moet luister. Volgende slide. Belangrike ding hierdie. Chriselle wil staan langs ons. Hoppa! Au. So ons gaan hierdie ding hardloop. Dis my sien raas. Ons gaan hardloop, né? Ja. En ons gaan Jesus se stem luister, Ja. né? Want hy staat regter. Ons gaan ons Bybel lees, want alles staan daarin, né? Yes. En dan wat is ons eindpunt? Dis nou alles wat ons doen. O, die ewige lewe. Ah, die ewige lewe. So ons hardloop dan iewers op een. Ja. Ons gaan hom plaas te maak, want ons het 'n eindpunt en dis die ewige lewe. Ja. En dis awesome. Dit is Baie. baie awesome. Baie. So julle moet Saam. dankie. Ja, hoe is verkeerd op met maak. So julle moet onthou, dis ook. Dis skryf uit. So julle moet onthou, Ja, ons hardloop die reis. Ja. Beginpunt, Jesus het my hart vir Jesus gegee. Ja. Okay? Jesus is my afrigter Ja. en ons is die luister. Aha. Ek moet Bybel lees. Aha. My eindpunt is die ewige lewe. Ewige lewe. Sy gaan fiks as ons slaap. Ja, Ja. Gabi, ja, gaan aan. Ga. Oh, dis nie jammer. Dis amper dom maar afwag. Okay, so moenie vergeet nie, ons het nou die derde deel gedoen. Ja, deel 3. Nou Ja. ja, 'n amazing reis. So, volgende keer gaan ons verder. Ja. Ja. Ek dink dis nou tyd om fiets te gaan ry. Met wat se fiets? Ons het nie 'n My invisible fiets. Good dag. Kom ons gaan kyk wat maak en dan waar dit gaan. Sien Ja. julle later, bye.